Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om so saam te wees hier vanoggend. Dankie vir u liefde, vir u goedheid, vir u guns, vir u genade in elkeen van ons se lewens. Ons wil nou na u toe kom, ons wil ons harte oopmaak, ons wil ontvang dit wat deur die Gees vir ons wil sê, en ek bid dat hierdie woord van u troon af vasgemaak word in ons elkeen se gees vandag, sodat ons doeners daarvan sal wees. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Welkom almal. Ons gaan 'n bietjie lekker die woord uit deel vanoggend. En my titel is Jy kan oorwin. Jy kan oorwin. En ek wil hê jy moet oopmaak by Efesiërs hoofstuk 1. Ons gaan begin om te kyk na daai eerste gebed wat Paulus gebid het vir die Efesiërs. 'n bietjie meer detail. Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 15. Daar staan die volgende: Daarom vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet 3 dinge: wat die hoop van sy roeping, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en nommer 3, wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy met die dode opgewek het. So kom ons kyk nou eers na hierdie 3 dinge. Hy bid eerstens dat ons in ons denke lig sal hê. Die Amplified vertaling sê, having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand. Having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand. So dis die gebed wat ons vir onsself moet bid elke dag, dat ons die oë van ons hart oorvloei kan word met lig, sodat ons kan weet en verstaan. Dis waar ons oplossing lê. Dis waar die probleem lê en dis waar die oplossing lê. Amen. Nou goed, die 3 dinge wat hy spesifiek gebid het vir ons om te weet. Nommer 1 is wie ek is in Christus. Nommer 2, wat aan my behoort in Christus. En nommer 3, wat ek kan doen omdat ek in Christus is. Nommer 1, wie ek is in Christus, wat die hoop is van sy roeping. Wat die hoop is van sy roeping. Die woord hoop is 'n duidelike innerlike beeld. Dis wat hoop is. En sy roeping is, hy het jou geroep. Hy roep jou om sy kind te wees. Hy wil graag hê, God wil graag hê, jy moet sy kind wees. Jy is nie outomaties sy kind nie, en hy het ook nie kleinkinders nie. Jy moet hom antwoord of jy sy kind wil wees, né? En die oomblik as jy hom aanneem dat sy kind is, dan is daar 'n sekere hoop. Daar is 'n sekere duidelike beeld van wie jy nou is. Jy is nie meer die ou mens nie. Jy is nou 'n nuwe mens. Die tweede ding wat hy bid is, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Wat behoort aan my? Ewe skielik, die oomblik as ek Jesus aanneem as my saligmaker, as my verlosser, dan word ek deel van 'n familie. En daar behoort skielik goeders aan my. Dis nie 'n arm familie nie. Amen. Hy praat van die rykdom van sy erfdeel. So jy het 'n erfporsie. 'n Erfporsie is nie so vir jy gewerk het nie. Dit is joune omdat jy gebore is in daai familie. Dit behoort aan jou. Nommer 3, wat ek kan doen omdat ek in Christus is. Hy sê wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Die oorspronklike sê wat na ons kant toe vloei wat glo. Dit is wat na jou kant toe vloei. Daar is geen gebrek aan krag wat van God af na jou toe vloei nie. Hy stuur 'n konstante stroom van krag uit, gefokus op die gelowiges.
Dis hoekom ons sal weer teruggaan na daai paar bekende dele vir ons. Romeine 10 sê hy, as jy die krag van God in aksie wil sien in jou lewe, dan moet jy dit nie van bo af pleit of van onder af terug wens nie. Jy mik in die verkeerde rigting. Die krag vloei reeds. Baie keer dan pleit ons vir die krag om te begin vloei. Dit help nie, jy doen dit nie. Dit help nie, jy smeek God om te doen wat hy reeds doen nie. Kan jy sien, jy het nie lig nie. Nou, as jy nie lig het nie, gaan jy hom smeek om iets te doen wat hy reeds doen. Hoe gaan dit antwoord? Die probleem is nie die krag wat vloei of nie vloei nie. Dit sê dit vloei reeds. Dink hom in by die ontvang van die krag. Dis waar dit inkom. Dis net ontvangers wat heers, né? Die kennis van wie ek is in Christus, die kennis van wat aan my behoort in Christus en die kennis van wat ek kan doen omdat ek in Christus is, die wysheid van God is opgesluit in daardie kennis. Die wysheid van God is opgesluit in hierdie kennis. As jy die wysheid van God wil hê in 'n situasie, dan kom dit vanuit jou wete van wie jy is, wat in jou behoort en wat jy kan doen. Romeine 5 vers 17 ken ons almal redelik goed al in die kerk. Daar so staan. Lees hom vir julle weer. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, dis Adam, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van guns en die geskenk van geregtigheid ontvang in hierdie lewe heers deur die een, Jesus Christus. Die Amplified sê, they shall reign as kings in this life. Wie? Nie al die Christene nie, net die wat ontvang. En wat moet jy ontvang? Twee spesifieke goeders, die geskenk van geregtigheid en oorvloed van guns. So, dis net ontvangers wat heers. Nou luister mooi, om te ontvang van God, moet jy kennis bekom van hoe hy werk, en dan wandel in daardie kennis. Sê saam met my, om te ontvang van God, moet ek kennis bekom van hoe hy werk, en dan wandel in daardie kennis. So eenvoudig. Die probleem is nooit 'n gebrek aan krag nie. Die probleem is nooit God se wil nie. God se wil is bekend. As sy wil gefluktueer het die krag wat vloei ook gefluktueer. Maar daar's geen indikasie dat hy krag fluktueer nie. Hy sê nie dit vloei partykeer dat die wat regtig glo nie. Hy sê dit vloei. Dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode is beskikbaar. Dit beteken sy wil is dat die krag beskikbaar moet wees vir die wat glo. Sien ons blameer ons eie gebrek om te ontvang op hom. Dan val jy in dieselfde trap wat Adam ingeval het in die tuin van Eden. Wat het hy gesê? Dis die vrou wat U vir my gegee het, al hierdie moeilikheid gemaak het. So hy blameer God van die probleem. En vandag nog sal mense sê die Here toets my. Die Here sit my deur hierdie kanker om my te toets, om my heilig te maak. Wat van die krag wat vloei na die wat glo? Wat nou daarvan? Het dit opgehou vloei in jou geval? Nee, jy ontvang dit net nie. Nou, die vyand werk in mense se lewe deur 'n gebrek aan kennis. Van God ontvang ons deur kennis te bekom van hoe hy werk en daarin te wandel. Die duiwel doen sy werke in jou lewe, hy kom weg daarmee weens jou gebrek aan kennis. Elke daad wat die duiwel doen in jou lewe, elke ding wat hy reg kry in jou lewe, kry hy reg weens jou gebrek aan kennis. Amen. Hosea 4 vers 6. Ken julle daai versie? Die Engels sê, my people are destroyed for a lack of knowledge. Daar's geen gebrek aan krag wat van God af na jou toe vloei nie. Dit is hier teenwoordig in hierdie gebou vandag. Dit is teenwoordig oral waar jy gaan. Dit hang van jou gees af, of jou gees 'n ontvanger gaan wees van daai krag, of nie. Die duiwel gaan kom met decepsie.
Hy lieg vir jou. As jy aanhou om sy leuns te glo, jy gaan nie vir ewig sy leuns glo nie. As jy die dag doodgaan en jy maak jou oë dan oop, dan gaan jy agterkom dat hy het vir jou gelieg en nou is dit te laat. Dan glo jy hom nie meer nie. Maar dit is te laat dan om agter te kom hy's 'n leienaar. Nou, Johannes 10 vers 9 en 10. Die vyand gaan elke dag vir elkeen van ons kom lieg op 'n konstante basis. Amper so konstant as wat die krag van God vloei, so konstant kom sy aanslag van leuns op jou denke. Hy lieg konstant vir jou. Hy lieg oor jou identiteit, wie jy is. Hy lieg oor wat in jou behoort en hy lieg oor wat jy kan doen. Hy lieg in daai 3 areas. Nou, Johannes 10 vers 9 en 10 sê Jesus: Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. So die koninkryk van God gee vir jou en my toegang tot redding. Spesifiek redding van die werke van die duiwel. Hierso sê hy die dief, onthou hierdie versies 9 en 10, daai syfertjies is ingesit deur die vertaler. Dit is een aanlopende teks, hè. So kom ons lees dit weer so. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan in die koninkryk in, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Jy word gered daarvan. En omdat jy gered word daarvan, kan jy ingaan en uitgaan en veiding vind. Jou voorsiening is daar. Jou beskerming is daar. Jou oorwinning is daar in daai koninkryk. So hier kom die Here en hy voorsien vir jou, maar jy moet kennis bekom van hoe hy werk en jy moet saamwerk daarmee. Dis wat hy van jou vra. As jou hart in rebellie is teen die Here, dan gaan jy nie wil sy kennis bekom nie. Jy gaan nie belangstel daarin nie en jy gaan ook nie daarvan deel hê nie. Amen. En wie se probleem is dit dan? Jy, jou hart wat jy moet regkry. Jy rebelleer teen die een wat jou gemaak het. Baie keer sien ons dit nog vandag rondom ons. Mense rebelleer teen die Skepper. Amen. Hy het my 'n man gemaak of 'n vrou. Nou rebelleer ek daarteen. Dis die mees basiese rebellie wat jy kan kry. Amen. Hy is die ontwerper. As jy oral om jou kyk, sien jy ontwerp. As jy op die fynste vlak wetenskaplik in dinge ingaan, as jy in 'n sel ingaan met 'n elektronmikroskoop en jy gaan al hoe dieper in die sel en dan sien jy sulke klein organelletjies wat ons mitokondria noem. En as jy dis die kragsentrale van elke sel. En as jy dieper in daarin gaan, dan sien jy hulle het 'n ketting waar elektrone uitgeruil word wat energie versprei, wat energie opwek. En die 5de kompleks wat jy net met 'n elektronmikroskoop kan sien, lyk soos 'n rat wat 'n ingenieur ontwerp het, wat spin. Jy sien ontwerp. Jy sien die Here. Kan nie, as jy ontwerp sien, is daar noodwendig 'n ontwerper. Daar kan nie ontwerp wees sonder 'n ontwerper nie. Toe ons op pad was hiernatoe vanoggend, en ons ry so eentjie, hier kom 'n eend, 2 eende met 10 kleintjies verby, oor die pad geloop. En ons briek. Nou staan ek en kyk, nou die pa maak sy vlerke so oop. En die ma staan agter. En hulle staan hier en kyk sy vir ons, wat gaan ons maak? En ons wag so 'n bietjie en ek gaan 'n bietjie die kant toe en hulle begin hulle stap verder. Dis ontwerp. Dit is skepping. Jy sien die Vader. Jy sien liefde. Die kykinkies luister vir die pa en die ma. Jy sien, om in evolusie te glo, moet jy die geloof hê dat 'n warrelwind gaan deur 'n scrapyard en hy versamel 'n Boeing 747 in volle flight aan die ander kant uit. Nou as jy soveel geloof, het jy meer geloof as ek. Amen. Jesus, dit is 'n fantastiese warrelwind gewees. Nou Kolossense 2 vers 15. So die Satan gebruik desepsie 24 ure 'n dag teen elke mens. Hy het spesifieke demone wat geassign word om te lieg vir jou. Partykeer kom daai demone so in die generasies af. Hulle dieselfde demone vir jou pa gelieg het, lieg vir jou nou. En jy moet jouself watch.
Dat jy nie word soos daai pa van wie jy nie gehou het, of daai ouma van wie jy nie gehou het nie. Want dit is demonies. Dit is demonies. Daai leuns. Kolossense 2 vers 15. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Totale oorwinning. Jy moet verstaan dat die duiwel, die een wat vir jou lieg die hele tyd, is verslaan. Daar's totale oorwinning oor hom behaal. Die geveg wat ons veg, is nie 'n veg om hom te wen nie. Hy's klaar verslaan. Maar dit is 'n geveg om sy oorwinning te demonstreer in jou geval. Dis waaroor die geveg gaan. Dit is 'n geveg van woorde. 'n Geveg van gedagtes. As ek die regte gedagtes dink en ek spreek die regte woorde, dan gaan ek die regte goed begin ontvang in my lewe. Dit klink nou net op eenvoudig, maar dit is profound. Alles in jou lewe kan verander as jy jou gedagtes kan verander. Hoe jy dink oor jouself. Hoe sien jy jouself? Jy moet besef, jy is nie net 'n ding nie. Jy is geskep na die beeld van God. Jy het nie die reg om jouself te minag nie, want jy is in sy beeld geskep, na sy gelykenis. Jy is sy ontwerp. En nie net dit nie, jy is wedergebore. Jy is nie meer 'n ou skepsel nie. Die ou dinge het verbygegaan, sê die Bybel. En kyk, alles het nuut geword. So hoe ek na myself kyk, is geweldig belangrik. Ek moet respek hê vir myself. Want as ek na myself kyk, kyk ek na God se handewerk. Amen. Jy het nie die reg om 'n swak selfbeeld te hê nie. 'n Swak selfbeeld is 'n sonde. Stop daarmee. Repent. Want dis nie self in die beeld van God gemaak is. Dan moet ek dit respekteer. Amen. Die beeld van God in my. Net so moet ek jou respekteer, die mense rondom my. Die geveg wat ons het is om vas te staan op die oorwinning wat reeds aan ons behoort. Dit is 'n geveg van woorde en gedagtes. Die vyand kom en hy lieg. Hy lieg oor jou finansies. Hy lieg oor jou gesondheid. Hy lieg oor jou verhoudings. Hy lieg oor jou identiteit. Jy begin jouself sien soos hy. Hou op om jouself te sien soos die duiwel jou sien. Amen. Hou op om ander mense te sien soos die duiwel hulle sien. Sien jouself soos God jou sien. Sien ander mense soos God hulle sien. Hou op om die leuns te aanvaar. Jy moet die leuns antwoord. Die wil van God word geopenbaar in die rigting wat sy krag vloei. As daai krag wat Jesus opgewek het uit die dode, dis die meeste krag wat God nog ooit vrygestel het. Dis groter as die krag van die skepping. Dis groter as die krag van vermenigvuldiging. Dit is die krag van opwekking uit die dode. Daai krag vloei en is beskikbaar vir elkeen wat glo. Jy is sy kind, jy behoort aan hom, jy het 'n erfporsie, jy het goeder dinge wat aan jou behoort, omdat jy sy kind is. Jy is veronderstel om te heers in sy plek op die aarde. Dis wie hy jou gemaak het om te wees. So alles hang nou af van jou vermoë om te ontvang. Jy moet, die Engelse woord is skillful. Wat is Afrikaans? Ek kan nie dink in Afrikaans woord vir skillful nie. Vaardig. Jy moet vaardig word, as hy. Jy moet vaardig word om die woord te gebruik. Jy moet vaardig word om die duiwel te verslaan. Jy moet vaardig word om te ontvang. Jou vaardigheid om te ontvang gaan bepaal hoeveel jy kry. Amen. Jou vaardigheid om die duiwel te verslaan in jou lewe gaan bepaal hoeveel die Here jou mee kan vertrou. Dit wat jy gaan ontvang het ook te doen met wat die Here jou kan vertrou mee. Die Here gaan nie vir jou meer gee. Hy gaan nie vir jou soveel gee dat dit jou tot 'n val bring nie. Daar's 'n limit wat jy en ek, elkeen van ons het 'n limit wat ons kan hanteer. As dit meer as dit raak, dan is dit nie goed vir ons nie. Maar die Here gaan nie meer as dit vir jou gee nie, maar hy begeer om meer. Dit hang af van jou en my om ons vaardigheid te verbeter.
om ons vaardigheid skerp te maak, sodat ons meer kan ontvang. Amen. Dis geestelike beginsels. Galasiërs 1 vers 3 en 4 openbaar die wil. En hy sê, guns vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Hy wil ons uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Hy wil ons laat heers as konings oor die omstandighede in die wêreld. Hy plaas sy krag beskikbaar vir elke area van ons lewe, sodat ons in oorvloed kan leef in daardie area. Daar's 'n versie waar hy sê, sit jou gedagtes op die Here, fix jou gedagtes op die Here, en hy sal jou vrede bewaar, né? So ons moet ons gedagtes op hom sit. As ons gedagtes op hom sit, dan bewaar dit ons vrede. Dit help nie ons pleit by hom om te doen wat reeds sy wil is nie, of om krag te stuur. Here, stuur tog krag, maar dit vloei reeds nie. Hoe gaan die Here jou antwoord? Kyk na Romeine 10. So lees Romeine 10. Jy ontvang deur geloof vry te stel. Dit is, die Here wag op jou. Jy wag nie op die Here in hierdie geval nie. Die Here wag op jou. Om daai oorwinning te kry, wag jy nie op die Here nie, die Here wag op jou. Om daai deurbraak te sien in jou lewe, jy wag nie op die Here nie, die Here wag op jou. Ons almal wag op jou. Romeine 10, vers 6, maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê nie. Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring? Die woord Christus is die gesalfde een. Dit verwys na lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Hy sê, moenie in jou hart sê nie. Wie sal in die hemel opvaar om daai krag af te bring? Of wie sal in die afgrond neerdaal om dit uit die dode terug te bring? Dis omtrent die twee dele van die kerk. Een deel pleit dit van bo af en 'n deel pleit dit van onder af. Maar wat sê dit? Wat sê hierdie geregtigheid wat jy nou as 'n geskenk ontvang het? Hoe klink dit as iemand regtig wandel in geregtigheid? Dit klink so: naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is daai woord in jou mond en die woord in jou hart wat die krag aktiveer wat beskikbaar is. Jy aktiveer die krag deur die woord in jou mond te sit en in jou hart. Die oomblik as die woord in my hart kom, dan kom dit met krag uit my mond uit. Dit wat ek in my hart insit. Jesus het gesê in Matteus 12, 'n goeie man uit die goeie skat in sy hart spreek goeie woorde en goeie dinge gebeur in sy lewe. Die slegte man uit die slegte skat in sy hart spreek verdraaide woorde en snaakse goed gebeur in sy lewe. OK? Dit is geestelike beginsels. Dis geestelike beginsels, dis hoe dit werk. Die Here beheer nie vir jou nie. Jy is nie 'n pop marionet nie. Jy het 'n wil van jou eie. Die Here nooi jou uit. Hy nooi jou uit om deel te kry van sy krag. Hy nooi jou uit om vry te kom en vry te lewe. Hy nooi ons uit. Maar ons moet die uitnodiging aanneem. Iemand kan nie namens jou die uitnodiging aanneem nie. Iemand kan nie namens jou praat met jou gedagtes nie. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om te praat met ons eie gedagtes. Want die vyand gaan gedagtes in my kop probeer sit en in jou kop. Jy kan nie met my gedagtes praat nie en ek kan nie met jou gedagtes praat nie. Amen? Elkeen van ons het sy eie gedagtes. Ons moet die gedagtes antwoord. Ons moet identifiseer watter gedagtes kom van die Here af, watter gedagtes kom nie van die Here af nie. En ek moet praat daarmee. Ek moet daarmee praat. As ek net toelaat dat enige gedagte deur my vloei, dan is ek 'n sitting duck vir die duiwel. Want hy gaan gedagtes van mislukking bring, gedagtes van negativiteit, en as jy dit begin sê saam met hom, dan het jy nou sy byt gevat. Dan het hy jou. Maar as jy sê hierdie gedagte, kyk wat Jesus gedoen het. Ons ken dit almal, Matteus 4 vers 4. Hoekom maak ons nie van hierdie klippe brode nie? Dit was 'n gedagte. En hy het onmiddellik geïdentifiseer, dit is die duiwel wat nou met my praat. Die duiwel het nie verskyn in hom nie. Die duiwel het vir my gedagte gegee, hoekom maak jy van hierdie, jy is nou honger, né? Hoekom maak jy van die brode, van die klippe brode nie? En Jesus het onmiddellik geïdentifiseer, nommer 1,
hierdie is Satan. En jy beter dit ook doen. Okay, jy gaan ook die geleentheid kry. Tweede ding wat Jesus gedoen het, hy antwoord, maar hy antwoord nie net die duiwel nie, hy antwoord die gedagte. Hy sê nie net, hey, dis jy Satan, ek bestraf jou nie. Nee, hy sê, daar staan geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord uit die mond van God. En jy beter jouself laai met die woord, dat jy ook weet wat daar geskrywe staan. Dat as die vyand met jou praat, dan antwoord jy hom. Jy ontvang krag deur geloof vry te stel. 1 Korintiërs 2 vers 5. 1 Korintiërs 2 vers 5. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense se bestaan nie, maar in die krag van God. Luister mooi. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense se bestaan nie, maar in die krag van God. Dis waaroor geloof gaan. Jy sien, jy kan nie geloof hê met jou brein. Jy kan nie geloof hê met jou intellek nie. En baie mense probeer die probleem met hulle intellek of hulle brein aanpas. Nou, geloof is 'n geestelike krag. Dit kom uit jou geesmens, hierdie stil stemmetjie aan die binnekant. Jou gees is waar jou gewete sit. Dis daai deel wat skielik kry jy 'n gedagte, hoekom beroof ek nie die vulstasie nie? Ek kan al die lekker geld wat ek gaan kry. En ewe skielik is daar iets in jou hart wat vir jou sê, nee, jy kan dit nie doen nie. Dis jou gewete. Jy reg? Dis wat jou gees praat nou met. Jou gees waarsku jou oor goeters. Jy self besluit, as jy gaan luister vir jou gees en sensitief raak, gaan jou gees se stem al hoe duideliker word. As jy gaan aan jou gees onderdruk, dan word jou gees se stem al hoe flouer. En dan sien jy diep moeilikheid. Want hoe flouer jou gees se stem is, hoe meer duisternis is in jou lewe, hoe makliker gaan die duiwel jou uithaal. Ons geloof bestaan nie, so jou kop moet stil gemaak word. En jou kop moet van die Here se deel van die probleem afbly. So hou jou plek hier, ek kyk net na na Markus 11. Markus 11. En dis 'n baie belangrike ding, as mens hierdie tegniek verstaan, dan gaan jy baie suksesvol wees in jou geloof. Markus 11 vers 20, en toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af. En Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat jy vervloek het, is verdroog. Jesus het iets soos 9 woorde gesê vir die boom. Te verdroog die boom. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, of julle moet die geloof van God hê, sê party vertalings. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart of innerlike mens twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Nou hier kom die belangrike vers wat ek lees, let op vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die geloof, in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang, julle sal dit verkry. Ontvang is in die geestelike riem, verkry is in die fisiese riem. Ontvang in die geestelike riem, verkry in die fisiese riem. Jou werk is om te ontvang, die Here se werk is om jou te laat verkry. Sê saam met my werk is om te ontvang, die Here se werk is om my te laat verkry. Nou bly weg van die Here se werk af. Jy sien, die probleem is, nou begin jy in jou brein dink, nou hoe gaan die Here dit nou regkry? Ek het nou die Here vertrou vir 'n deurbraak my finansies, maar ek kan hom nie sien, wat dink jy gaan hy doen? Miskien gaan hy, dan begin jy nou in jou denke, sien, nou is jy verkeerd, jy moet konsentreer op jou werk, en die Here los, dat die Here sy werk doen. So hou op mental wees, en dink hoe die Here dit gaan doen. Of gaan die Here dit doen? Ek wonder of die Here dit gaan regkry. Dink jy's 'n bietjie bo sy vuurmaakplek. Jy moet wegbly daar. Jy moet bly by ontvang. Hoe ontvang ek? Ek ontvang in my hart. Ek ontvang in my hart in. Sy woord het vir my gesê, ek vertrou hom. Ek is lief vir hom, hy is lief vir my. Hy het vir my gegee, ek vertrou hom, ek ontvang dit in my hart. En al wat ek nou verder, dan moet ek my kop stil hou. Ek moet nie my kop laat hardloop nie. Dan begin ek met lofprysing. En dit is waar lofprysing my brein bietjie stil maak.
Elke keer as die duiwel jou denke aanval, dan sê ek prys, dankie Here, dankie Jesus, halleluja, dankie Jesus, ek prys U, ek het die deurbraak, ek het dit, amen, ek het dit. Dis wat Filippense 4 vir ons sê om te doen. Filippense 4 sê, vra, ontvang, danksegging. En dan vrede van God. Hou jou denke gefokus op die volgende gedagtes wat jou vrede bewaar. So as jy gaan vra, jy moet vra. Hy sê jy moet na hom toe kom. Hy sê jy het nie, want jy kom nie. Dis 'n weird rede om nie te hê nie. Die rede hoekom jy nie kom nie, is omdat jy nie glo nie. Dit gaan gebeur nie. Anders sou jy lankal gekom het, né? So jy vra, jy maak jou begeertes bekend aan God. So ek maak die begeertes bekend aan hom. Dink nie weer dit al klaar nie. Ja, maar hy wil hê jy moet op 'n amptelike vlak na hom toe bring. Hy wil hê jy moet bekend maak aan hom dat jy gesond wil wees. Hoekom dink jy kom blinde Bartimeus na Jesus toe? En Jesus vra vir hom, wat kan ek vir jou doen? Ek bedoel, dink jy Jesus het hulp nodig? Ek bedoel, is dit nie vanselfsprekend dat as 'n blinde ou nee, toe kom, hy wil hê jy moet sy oor regmaak, maar hoekom vra Jesus vir hom? Wat kan ek vir jou doen? Want hy wil hê dat kyk, dis 'n wettige ding in die geestelike riem. Jy moet jou probleem bring. Jesus weet obviously wat hy wil hê. Maar hy vra nog steeds vir hom om dit te sê. En jy moet ook net sê, maar die Here weet wat ek wil hê nie. Kom sê dit. Bring dit na hom toe. Jy moet na die Here toe kom met jou probleem. Bring dit, vra op grond van sy woord, glo jy ontvang dit, hè? In die geestelike riem, in jou gees, het jy dit? Danksegging, hou jou brein stil. Bly in vrede. Dis al wat jy hoef te doen. Jy hoef nie die verkry te doen nie, jy hoef net die ontvang te doen. Nou vertrou jy die Here om sy deel te doen. Sê saam met my, ek doen my deel en ek vertrou die Here om sy deel te doen. Amen. Dis in Hebreërs 4 vers 2 sê die volgende, hy sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Die oorspronklike sê gemeng. Dit was nie met geloof gemeng nie. Hy sê daai woord, die woord gaan jou niks baat as jy dit nie meng met geloof nie. Jy moet dit met jou hart hoor. Jy moet dit met jou hart vat en jy moet dit gryp met jou hart. En jy moet vertrou. Dis die woord van my Vader. Sê as jy nie wedergebore is nie, gaan jy dit nie kan doen nie, né? Jy moet wedergebore wees. Dan vat ek die woord van my Vader, net soos daai woord waarop ek gestaan het toe ek wedergebore is die dag. So kan ek hierdie enige woord vat. Die woord van genesing, die woord van voorsiening, kan ek op dieselfde manier ontvang as wat ek die woord van wedergeboorte ontvang het. 'n Mens glo nie met jou denke nie, jy glo met jou hart. Daarom dissiplineer die denke en sit jou denke onder gesag van jou gees. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie na Matteus 8. Ons kyk na 'n voorbeeld, Matteus 8 van vers 5 tot 10. Die hoofman van Kapernaum. Hoofman in die Engels centurion. Hy was die Roman centurion gewees van die area. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom. En sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Nou ons weet in die ander evangelies sê hulle, die ou het iemand gestuur, het 'n afvaardiging gestuur na Jesus toe, om dit vir hom te sê. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag en ek het soldate onder my. En vir een sê ek gaan en hy gaan. Vir ander een kom en hy kom. En vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. Jy sien, geloof werk vanuit hierdie posisie van gesag. Jy moet jou plek inneem. As jy onder gesag is, moet jy onder gesag wees, anders gaan jy nie gesag kan uitoefen nie. As jy in rebellie is teen die gesag in jou lewe, gaan jy nie gesag hê
om uit te oefen nie. Amen. Ek is onder gesag van die Vader. Nee. Ek is ook onder gesag van mense in sekere areas van my lewe. Ek moet my submit aan die gesag van die Here en aan die gesag wat die Here daar gestel het in my lewe. Dan gaan ek gesag kan uitoefen. As ek rebelleer teen die gesag van die Here en die gesag wat hy daar gestel het, dan gaan ek nie gesag kan uitoefen nie. En wat sê hierdie man? Hy sê, vir die een sê ek gaan en hy gaan, vir die ander een kom en hy kom en vir 'n diensknegt doen dit en hy doen dit. So, gaan, kom, wees gedoen. Dis 3 dinge wat jy kan doen in jou lewe. Jy kan sekere dinge uit jou lewe laat gaan. Wat moet jy doen? Sê gaan. Jy kan sekere dinge na jou lewe toe laat kom. Sê kom. Maklik, né? En jy kan sekere dinge gedoen kry in jou lewe. Wie van julle wil 'n paar dinge gedoen kry? Sê net, wees gedoen. Jy sê dis gesag. Maar jy gaan dit nie kan doen as jy nie weet wie jy is nie. As jy nog nie 'n geesopenbaring het van wie jy is in Jesus, wat hy gedoen het aan die kruis vir jou, waar hy jou geplaas het, hy het jou saam lewend gemaak, saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Amen. Sodat hy in die eeue wat kom kan bewys sy goedheid vir jou. So hy gee vir jou daai posisie van gesag dat jy sy goedheid kan ervaar. Hoe gaan jy sy goedheid ervaar? Jy gaan jou posisie van gesag begin gebruik. Jy gaan sê gaan, kom en wees gedoen. Jy kan die goedheid van die Here ervaar as daar sekere goeders gaan uit jou lewe uit. Stem jy saam? En as daar ander goeders kom, is dit ook die goedheid van die Here. En as daar sekere goeders gedoen word, is dit ook die goedheid van die Here. Maar jy gaan dit net sien gebeur as jy dit roep. Hy het vir jou gesê, doen dit, ek sit jou in posisie. Ek het dit vir jou gekoop, ek het die posisie gekoop met my bloed. Ek het jou jy saam gekruisig, saam opgewek, sit saam in hemelse plekke. Dis 'n posisie. So as jou posisie daar is, dan moet my gedagtes daar wees. Dit help nie my posisie is daar en my gedagtes is by die duiwel nie. En hy hou my besig met gedagtes nie. Dis hoekom ek my gedagtes moet dissiplineer. So die belangrike ding wat ek en jy moet leer om te doen is om te antwoord. Ons kan net stil bly nie. Dis tyd om op te stil bly en om te antwoord. Elke aanslag wat teen jou lewe kom, moet geantwoord word. Elke gedagte wat in jou kop opkom, moet geantwoord word. Elke simptoom wat op jou lyf kom, moet geantwoord word. Jy kan nie begin griep kry en sê, ek voel ek het griep. Ek wonder hoe lank gaan dit hierdie keer saam met my wees nie. Bring my pyjamas. Antwoord. Jy moet dit antwoord. En jy moet dit spesifiek antwoord. Antwoord dit met die woord. As dit in jou finansies is, dan antwoord jy met die woord. Jy sê, my God, Filippense 4 vers 19, my God, voorsien in al my behoeftes, na sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. In my lewe is daar oorvloed en geen gebrek nie. Halleluja. Jy antwoord. Laat die lig in jou opgaan oor wat aangaan. Dis die woord ek vanoggend gekry het. Luister mooi. Laat die lig in jou opgaan oor wat aangaan. Laat die lig in jou opgaan oor wat aangaan. Staan vas in die oorwinning wat aan jou behoort, deur die krag wat na jou toe vloei. Kom ons sê dit almal saam. Laat die lig in my opgaan oor wat aangaan. Ek staan vas in die oorwinning wat aan my behoort, deur die krag wat na my toe vloei. Amen. Kom ons wees doeners hiervan. Ons begin om dit te doen. Ons weier om langer mislei te word deur die duiwel. Ons weier om langer sy puppets te wees of onder sy invloed te wees. Amen. Ons word 'n lighuis in hierdie wêreld. Ons word iemand wat die Here kan gebruik as sy instrument om mense om jou aan te raak. Iemand wat liefde in hulle lewens inbring, wat hulle help vrykom. Iemand wat die krag van God kom demonstreer. Jou hand op iemand sit en die pyn gaan weg.
Dis wat die Here wil hê. Dis wat die Here wil hê. Hy wil dit bring groot vreugde aan die Here. En as dit groot vreugde aan die Here bring, dan bring dit groot vreugde aan my. Amen. Dis ons Vader. Ons het 'n goeie Vader. Hy beskerm ons en hy help ons om ander te beskerm. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u groot liefde, vir die kosbare woord, dat hierdie woord kragtig vas staan in ons innerlike wese. Ek bid dat elkeen van ons 'n doener hiervan sal wees. Vader, dat ons gedagtes gefestig sal wees op u woorde, dat ons gedagtes vol van u vrede sal wees, vol vreugde en vol liefde. Dat ons geen leuen sal glo nie, elke leuen oor onsself, elke leuen oor 'n broer of 'n suster, elke leuen oor omstandighede of oor 'n situasie of oor 'n aanslag, dat elke leuen aan die lig sal kom, dat daar lig sal kom, dat u liefde sal heers in ons harte, dat u liefde deur ons sal manifesteer en krag sal genereer om vry te maak oral waar ons gaan, dat ons die vrygemaaktes en die vrymakendes van die Here sal wees, in Jesus naam. Amen. Halleluja. Amen.